begin preek, toe dink ek by myself, Vaderland, hou nou op, want jy preek nou amper my hele preek. Maar miskien wil die Here regtig met ons praat, ek glo dit. En ek wil so klein bietjie aangaan by wat hy vanoggend gepreek het. Ons vier tog immers Pinkster. Ons is 'n Pinksterkerk. Dankie. Ons is 'n Pinksterkerk en nie skaam daaroor nie. Ek wens eintlik die dae wil terugkom wat hulle ons die happy clappies noem. En die holy rollers, van julle het nie idee waarvan ek nou praat nie, maar die langstaande Pinkstermense weet waarvan ek praat. Hulle het ons allerhande name genoem en die rede daarvoor was omdat die Heilige Gees beweeg het. En kerk het vandag 'n baie cool show geraak. So ek skaam my nie oor die werking van die Heilige Gees nie, en ek dink pastoor Leon het dit vanoggend so mooi gesê en so raak gevat, toe hy gesê dat wanneer die Heilige Gees beweeg, dan lyk dit soms wanordelik. Maar dit is nooit. En my pa het altyd so mooi verduidelik, hy het gesê dat hy kan die wildste party in sy garage hou. En jy kan oor die muur kyk en lyk asof dit chaoties is, maar hy weet wat die reëls is binne in daai garage. En ek dink dis nogal 'n mooi beskrywing om te sê van hoe die Heilige Gees werk. So ons gaan vanaand so 'n bietjie aangaan daaroor, en ek wil sommer net aan 3 punte so 'n bietjie raak vanaand. Die eerste gedeeltetjie wat ek met jou oor wil gesels, is in Lukas 10 vanaf vers 19, wat Jesus praat en dan sê hy, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap. Nou, ek wil nou net gou hier stop, asseblief. Daar is sulke dom mense, en dis die waarheid, daar is kerke en veral in Amerika, waar mense rattlesnakes optel. Gaan YouTube dit 'n bietjie. En dan preek die klomp Sharks ondersteuners met hierdie rattlesnakes in hulle hande, want hulle sê Jesus het nee, dis nie wat Jesus van praat nie. En ek weet ek het dit al gesê, maar soos Dr. Lemmer altyd gesê het, aan domheid kan jy iets doen, maar stupid is vir altyd. Okay, moenie gaan slange en skorpioene soek nie. Like jy hulle? Ek like hulle ook, maar hulle is scary buddy. Hulle, 'n skorpioen is soos 'n goeie skoonma. Jy like haar, maar jy's versigtig. Jy verstaan dit nog nie, but you'll get there, man. You'll get there, glo vir my. Wisdom, man. It's what is required. We need to teach the young. Moenie gif drink. Ek is ernstig, want ons mense wat die Here toets. Ons kan nie die Here toets nie. Hy praat hier oor geestelike aspekte, en ek gaan nou nie ingaan oor die slange en die skorpioene nie, maar let op daai woorde. Hy sê, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand. Dis 2 verskillende woorde wat daar gebruik word. Die Griekse woord vir mag is die woord exousia. Exousia. Krag, julle het dit al 'n miljoen keer gehoor, is die woord dunamis. Nou mense sê dat toe hulle die woord dunamis gebruik het, is omdat hulle aan dinamiet gedink het. Dit is nie so nie, daar was nie dinamiet daai tyd nie. Maar hulle sê die woord dinamiet kom van daai woord seker, maar dis nie waarvan hulle praat nie. Okay? Maar hy praat tog van 'n geweldige krag, en ek gaan dit net nou wys, want ons moet met mekaar eerlik wees. Die duiwel is 'n geweldige krag waarteen 'n mens staan. Nou, ek wil hom nie op posisie sit waar hy nie is nie. Maar ons moet ook nie vergeet met wie ons hier te doen het nie. En my oupa, wat ook 'n pastoor was, het dit altyd mooi gesê. Hy sê, hy is nie bang vir die duiwel nie, maar hy gaan nie 'n fight gaan soek nie. Okay? Die duiwel is 'n baie magtige wese. Maar moet ook nou nie aan hom krag toeëien wat hy nie het nie. Okay, hy kan nie skep nie. Die enigste gesag wat hy basies het oor ons, is die ongelooflike krag van manipulasie en leuns. Okay, hy kan nie
die heelal beheer nie. Hy kan nie sulke goed doen nie. Mense sal partykeer sê, die lig in my huis het geflikker en ek het die duiwel bestraf. Nee, verander die globe. Verander die globe. Sulke goed kan gebeur, don't get me wrong, sulke goed kan gebeur, ek verstaan dit. Maar dis die uitsondering op die reël. Maar hy sê dat hy het aan ons mag gegee, exousia. Nou wat beteken daai woordjie mag? Wel, weer ek hier die beste manier om dit vir jou te verduidelik is as ek nou hier op die N2 klim en ek ry toutie toe. En ek stop langs die pad, daar waar die trokke so verskriklik vinnig ry, waar jy 120 moet ry en hulle average 160. As ek 100 meter voor daai trok in die pad gaan staan, met 'n rooi bord en ligte en ek flits vir hom en ek sê trek af, het julle volgende week begrafnis. Maar die kleinste, fynste, maarste spietkop tannie gaan staan voor hy selfde trok en al wat sy doen is dit. Dan slaan hy brieke aan. Hoekom? Want sy het mag oor die krag van die trok. Hoekom het sy mag? Want sy het gesag wat agter haar staan. So Jesus het vir ons gesê dat hy aan ons mag gaan gee. Nou daarby wil ek ook sê dat ons mag is beperk. Ons het beperkte mag wat ons ontvang het. Weer 'n keer groot leerstellings veral in die charismatiese kerke en ek het niks teen charismatiese kerke nie. Ek glo in die gawes, ek glo in al daai goed. Maar ongelukkig in die moderne charismatiese beweging het hulle dinge te ver gevat. So hulle leer vir mense dat jy goed met jou woorde kan spreek en dan gebeur dit. Ek weet al die versies wat jy vir my gaan quoteer is buite konteks, gaan lees dit self. Hulle sal vir jou, dis hierdie mense wat as jy vir hulle sê, jong jy moet pas op, as jy so aanhou gaan jy regtig seer kry, dan pluk hulle geestelike skertjies uit en hulle knip. Julle ken sulke mense, ek knip daai woorde af. Dis ridiculous. Daar is sekere mag wat ons ontvang het onder Christus. Die mag wat ons ontvang het onder Christus is nie om te doen wat ons wil nie, maar is oor die krag van die vyand. Want Jesus het hom klaar oorwin. Maar nou hier is die ding, as daardie gedeelte net daar gestop het ons 'n bietjie van 'n probleem gehad. Want ons het nie die mag in ons om enigsins teen die duiwel op te staan. Praat ek met enige iemand hierso. Dink net aan jou week. Dink bietjie aan al die versoekings, al die dramas, al die dinge wat aan jou deur kom klop het. En dan wees jy nou eerlik met jouself, vir hoeveel van daai goed het jy geval sonder om eers 'n fight op te sit? Ek weet nie julle nie, maar die ouens oor Facebook, hulle is nie eers hier nie, check hierso. So hulle het klaar die fight verloor. Ons kan nie teen die duiwel gaan staan in ons eie krag nie. Ons het nie daai vermoë nie. En daarom is hierdie prosperity en hierdie klein God leerstellingkies wat hulle vir ons spreek is totaal en al onskriftuurlik. Ons is nie klein goetjies nie. Ons sal ook nooit wees nie. Daar is een God. Daar is een God. Maar Jesus het iets beloof aan die disippels. Hy sê vir hulle, ek gee vir julle exousia oor die dunamis. Nou as ons dan nou die vergelyking wil gebruik dat dunamis dan nou soos dinamiet is, dan wil ek nou vir jou sê dat die konsep wat hulle dan sou gehad het van dunamis is nie dinamiet nie, maar meer 'n atoombom. Jy met my? Dis groot krag waarvan ons praat. Jesus sê, ek gaan vir julle exousia gee oor die dunamis. Hoekom? Want daar is 'n gesag wat agter ons staan. Ons doen dit nie in ons eie naam nie, ons doen dit nie in ons eie vermoë nie, ons doen dit in die naam van Jesus Christus. Maar om daai vermoë te kry, moes daar iets gebeur het.
En dan gaan ons 'n bietjie verder daarna Johannes 20:22 wat Jesus nou uit die graf uit opgestaan het. En dan het die disippels hulle self toegesluit in 'n kamer. En dan ewe skielik dan staan Jesus in die middel van daai groep mense en hy sê vir hulle vrede is met julle en hy sê 'n paar nice goedjies en dan sê die Bybel hy blaas oor hulle. En hy sê ontvang die Heilige Gees. Nou hier wil ek ook sê, want en ek sê partykeer net so goed tussenin, omdat ek jou lief het. Ek wil jou help. Moenie voor mense gaan staan en die werking van die Heilige Gees het nie sound effects nodig nie. Baie mense was so in my gesig, is die eerste ding wat ek aan dink, is nie die Here Jesus nie, dis Halls of Chappies. 'n peppermyntjie, my broer. Ek sê dit, want julle het dit al gehoor, as mense vir mense bid. Receive! Hallo! Die Heilige Gees het nie sound effects nodig nie. As die krag van die Heilige Gees beweeg, kan jy net aan iemand raak, partykeer net bid, dan sal God beweeg. Hallo. So wat Jesus hier doen is hy blaas en dis simbolies of metafories, is dit wat aan die begin gebeur het, toe hy sê dat God het in die mens geblaas. Wat het daar met die disippels gebeur? Wel, Jesus gee vir ons die antwoord. Jesus sê, ontvang die Gees. So wat het daar met die disippels gebeur? Hulle het die Heilige Gees ontvang. Hulle het tot bekering gekom. Vir die eerste keer is daai groep manne wat daar gestaan het, weer gebore. Het hulle voldoen aan die vereistes om gered te word? Ja. Hulle het in Jesus geglo. Hulle het geglo dat hy gekruisig is. Hulle het dit mos met hulle oë gesien. Nou, hulle het hom nie sien opstaan fisies uit die graf uit nie, maar hy het tog in hulle midde gestaan, so hulle het mos geweet hy leef. Dis die vereiste. So daarom toe Jesus oor hulle blaas, toe ontvang hulle die Gees. Maar nou is dit daai selfde disippels. En Jesus is nou op pad hemel toe. Nou kom ons hier in Handelinge 1. Onthou nou, hy het oor hulle geblaas en gesê ontvang die Heilige Gees. So hulle het mos nou die Heilige Gees ontvang, nê? Nee. Hallo, dis 1 en 1. Hulle het die Heilige Gees ontvang. Nou is hulle in Handelinge 1, nou staan hulle by Jesus, nou vra hulle vir Jesus al hierdie vrae. Here, Petrus vra vir Jesus, Jesus, is dit nou die tyd dat hierdie koninkryk van Israel gaan herstel? Ek love Jesus se antwoord, die Werner vertaling sê, hierdie het niks met jou uit te waai nie. Hy sê dit het niks met jou uit te waai oor die tye van die Vader nie. Hy sê, maar gaan julle. Ek dink is vers 8 as ek dit nou nie mis het nie. Hy sê, gaan julle en dan gaan wag julle in Jerusalem. Hy sê, en daar sal julle krag ontvang. Nie mag nie, maar krag. So Jesus het in Lukas, toe hy praat oor dit wat gaan gebeur in die kerk, het hy progressief met sy lering gebou en ook progressief het dit so met hulle gebeur. Eers het hy vir hulle gesê, ek gaan vir julle exousia gee oor die dunamis. So jy gaan 'n gesag hê oor hierdie geweldige krag. Toe blaas hy oor hulle en toe ontvang hulle hierdie geweldige krag, want sy naam is die Heilige Gees. Maar nou sê Jesus vir hulle, gaan wag julle vir my, want julle gaan dunamis ontvang. So die van ons wat in Christus is, wanneer ons tot bekering kom en ons ontvang die Heilige Gees, dan kry ons daar die mag wat aan ons gegee is, of beloof is. Maar daar is 'n tweede stap. En daai stap is dunamis. En die doping met die Heilige Gees is uiters belangrik. Weer 'n keer, Pastor Leon het dit mooi gesê vanoggend, nou nie soos ek het sê nie, maar die opsomming van wat hy gesê het is, dis iets wat amper eenkant toe geskei word deur die kerk, deesdae. Ons maak verskoning daarvoor. Jare terug, toe ek en Natalie nog mooi en jonk was, nou is ons net mooi, maar toe ons nog mooi en jonk was, jonk getroud, en ek is op pad huis toe, daar's 'n pastoor, en ek gaan nou nie die denominasie se naam sê nie, maar 'n pastoor wat my gebel het en gevra het, hy wil my sien.
En op pad huis toe ry ek in hierdie simpel ou two-tone City Golf wat ons het. Daai ding het op baie groot gebed en vasting gewerk. Ek ry met hierdie ou simpel karretjie, ry ek huis toe, en op pad soontoe sê die Here vir my hierdie ding, jou antwoord vanaand is nee. Onthou jy dit, my vrou? Ek dink, dis weird. En hierdie ou kom sit by my, en ons praat hieroor en daaroor, en hy sê vir my, daai jare was ek net musiekdirekteur gewees. Hy sê vir my, hulle soek 'n musiekdirekteur, baie groot organisasie, sal ek vir hulle musiekdirekteur kom wees, en hy offer my pakket aan. Nou, ek praat nou van 20, 21 jaar terug. I mean, dis nou, in vandag se geldwaarde, nog 'n groot pakket. Maar hulle bied vir my aan, dat hulle betaal my huis, vir my woonstel, waar ek ook al bly. Ons het toen 'n klein woonstelletjie gebly. My woonstel, my krag, my water, my foon, hulle gee vir my 'n petrolkaart. Hulle betaal my medies en my pensioen. En dan as al daai goed af is en belasting is afgetrek, dan druk ek R15,000 in my sak. Ek kan nog al lewe vandag ook op daai geld. Dis 'n paar rand. En hier is wat hy vir ons sê. Hy sê op een voorwaarde, jy mag nie dat die Heilige Gees beweeg nie. En ek het hom so gesit en kyk, Natalie het al hierdie goed gehoor van daai sekere denominasie, en sy het my eintlik nooit geglo as ek dit vir haar sê. En daai aand toe sy by, en sy hoor hierdie ou dit sê, en ek sê vir die ou, my maat, ek sê, ek is nie 'n goed genoeg musikant dat julle oor 'n maand nog van my gaan hou nie. Ek het regtig nie 'n goeie stem nie, ek is nie 'n fantastiese klavierspeler nie, oor 'n maand gaan julle moeg wees vir my. Die enigste sukses in my lewe is die Heilige Gees, en ek verraai hom vir niks. En toe sê hy hierdie ding vir my, nee, jy verstaan my nie mooi nie, ons glo in die Heilige Gees en in sy werking, maar as ons beleef dat die Heilige Gees nou wil beweeg, dan is ons 3 of 4, ek kan nie onthou nie, mans wat by mekaar kom, en dan praat ons gou vinnig, en ons vra vir mekaar 'n paar vrae, is dit nou geleë vir die Heilige Gees om te werk? Is daar nou tyd vir die Heilige Gees om te werk? En hoor hierdie een, gaan dit aanstoot gee aan mense. Nou ja, toe hy dit klaar sê, toe sê ek vir my broer, die Here seën jou, laat jy gaan. Hy wou nie gaan nie, en toe het ek maar die goeie Pinkster ding gedoen, of hom sê, nie, nou gaan hy help ek jou. Skaam ons nie oor die werking van die Heilige Gees nie, ons het hom baie nodig. Maar daar is 'n aspek van die Heilige Gees wat ons afgeskeep het, en dis die doping met die Heilige Gees. En dis wat Jesus hiervan praat, want dis dieselfde disippels wat net 'n paar dae van tevore hy oorge het en vir hulle gesê het ontvang. Nou gaan hulle na Jerusalem toe. En hulle is daar in die bovertrek, en ons kom by Handelinge 2, julle almal ken die verhaal, hy sê, en op die dag van Pinkster was hulle almal eendragtig by mekaar, en skielik is daar iets soos die geluid van 'n geweldige rukwind, wat die hele plek gevul het, en daar is deur hulle gesien, iets van so stonge van vuur, wat homself verdeel het, en op elke gaan sit het, en hulle is elkeen gevul met die Heilige Gees, en het in tale begin spreek, soos die Gees dit aan hulle gegee het. Hier gebeur iets met hierdie mense. Hulle het nie net die mag nie, nou het hulle die krag. As jy aangaan met daai gedeelte, net daarna, waar ek ook al nou gestop het, dan begin Petrus staan op, en dan begin Petrus te praat. Dis dieselfde Petrus, wat 'n paar dae van tevore te skaam was om te sê dat hy Jesus volg. Dieselfde ou. Daai Petrus staan op, so vol van die Heilige Gees, dat hy kan sommer Bybelverse quote. Petrus het nie deur Bybelskool gegaan nie. Hallo. Hy het nie daar gestaan met 'n Bybel voor hom en sê, broeders en susters, maak julle Bybel saam my oop by die boek van Job. Of Joel, ekskuus. Maar hier staan hier dieselfde Petrus op voor dieselfde manne wat 'n paar dae terug vir hom vra, is jy nie een van hulle nie? Dieselfde Petrus. En hy lewer daai pragtige toespraak wat hy sê, broeders, hierdie is nie dronkenskap soos wat julle dink nie, want is maar die 9de uur en is nie die Suidkus nie.
Hy sê, maar dit is dit wat geprofeteer is deur die profeet Joël, toe hy gesê het, in die laaste dae sê die Here, sal ek van my gees uitstort op alle vlees en dieselfde ou, en hy praat met dunamis. Want Jesus het gesê, gaan wag in Jerusalem, julle gaan krag ontvang, sodat julle my getuies kan wees. Pastoor Leon het vanoggend ook baie mooi daaraan geraak. So ons ontvang hierdie krag. En mense sal baie keer vir my sê, maar kan die Heilige Gees my gebruik, of kan God my gebruik, as ek nie gedoop is met die Heilige Gees nie? Luister, as God in die hemel 'n donkie kan gebruik om met 'n profeet te praat, kan hy enige ding doen. Maar, in die Nuwe Testamentiese kerk, is daar sekere goed, wat as dit gebeur, is dit die uitsondering en nie die reël nie. Oor die algemeen, om werklik in krag te funksioneer in die koninkryk van God, moet jy gedoop wees met die Heilige Gees. Ek wil dit vir jou so verduidelik. Toe die disippels daar staan en Jesus is in hulle midde en hy oor hulle, het hy vir hulle 'n ligskakelaar gegee. Jy met my? Die potensiaal tot krag. Maar die doping met die Heilige Gees is Jesus wat die switch aangesit het. Jy met my? Hulle het krag ontvang. En daarom wil ek vir jou aanmoedig, en ek gaan nou die tweede gedeelte begin, maar ek wil hê jy moet hierdie proses sien, dat daar is 'n opeenvolgende proses wat gebeur met 'n mens. En jy moet die Here Jesus vertrou om jou te doop met die Heilige Gees. Nou, Leon het dit ook vanoggend mooi gesê, dat dis Jesus wat doop met die Heilige Gees, nie ek nie. Nie een van julle nie. Jesus is die doper met die Heilige Gees. Een van my baie goeie vriende, sy skoonouers is hier by ons in die gemeente, hulle is nou nie vanaand hier nie, sy naam is Jonathan Painter, hy bly nou daar in Engeland. Ons kom al van laerskool af, dink ek, kom ons saam. Ou Johnny het altyd, ons het in dieselfde kerk gewees, en ou Johnny het altyd, as daar 'n uitnodiging was vir die doping met die Heilige Gees, dan was ou Johnny daarvoor gewees. En dit het nooit gebeur nie. En een aand, Sondag aand, is ou Johnny weer voor, hy wil gedoop word met die Heilige Gees en niks gebeur nie. En Johnny vertel vir ons die volgende dag, dat hy gaan kamer toe en hy het hom gewip vir die Here. Ek weet, julle doen nooit sulke goed nie, maar ou Johnny het. Ou Johnny het hom in 'n krul gewip. En hy gaan shower en hy gaan klim in die bed. En hy sê, hy sit so, voordat hy gaan lê, sit hy so op sy bed. En hy sê, nou maar fine, as iemand dan nou nie wil doop nie, los dit. En hy sê, toe hy lê, toe sy kop die kussing raak, toe begin hy tale praat. Want Jesus is die doper in die Heilige Gees. En as jy gedoop wil word met die Heilige Gees, dan vertrou jy hom, want dis 'n belofte wat hy gemaak het. Nou, een van die aspekte, en ons lees dit in Handelinge, hy sê dat die eerste ding wat gebeur het, toe hulle gedoop is met die Heilige Gees, is hulle het in tale gepraat, Handelinge 2. Hulle het in tale gepraat, soos wat die Gees dit aan hulle gegee het. Nou, daai tale, weet ons nie wat dit is nie. Nou, mense sal soms sê, wanneer jy na Handelinge 2 kyk, dat dit aardse tale is, en dat God net aan elkeen 'n ander taal gee, wat jy nie noodwendig ken nie. So, as jy nou hier in Suid-Afrika bly, dan gee vir jou, sê nou maar, Franse taal. And then you stand up and you talk a wee. Dis nie wat hy bedoel nie. Dis 'n taal wat ons ontvang, wat geen aardse tong het nie. Maar dan nou, wat nou van die mense wat gehoor het, wat die apostels of die disippels gebid het en het verstaan het? Dis tog 'n goeie punt om oor te bring. Wel, ons weet nie wat daar gebeur het nie. Daarom kan ons ook nie spekuleer nie. Maar ons weet beslis, dis een van twee goed wat daar gebeur het. Dit was of 'n spraakwonderwerk, of dit was 'n hoor wonderwerk. So of God het gemaak dat die tale wat hulle praat in aardse tale verander het, sonder dat hulle dit weet,
Of God het gemaak dat die hemelse taal wat hulle praat verstaan word deur hierdie mense in verskillende tale. Ons weet nie. Either way, die mense het verstaan wat hulle sê. Maar wanneer ons 'n taal kry, dan kry ons iets wat ons nie weet wat dit is nie. En die rede hoekom God dit vir ons so gee, is astronomies goed beplan. Nou hierdie tale wat ons kry, die baie slim woord of sinnetjie wat ek nou vir jou gaan verduidelik, is ons praat van die sintaktiese versteuring van glossologie. Daar sny uit, die sintaktiese versteuring van glossologie. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat dit 'n gestruktureerde, deurmekaar taal is. Dis 'n gestruktureerde, deurmekaar taal. Glossologie is maar net tale, dis woorde, dis nie 'n kerkwoord nie, dis 'n algemene woord. Maar God het aan ons hierdie manier van praat gegee op 'n verskriklike wyse manier. Nou hoe kan ek dit vir jou verduidelik? Onthou wanneer ons van die duiwel en van demone praat, en weer 'n keer, ek sit hulle nie op 'n pedestal nie, maar die waarheid is maar net die waarheid. Ons het te doen met wesens wat vanuit die ewigheid uitkom. Hulle is daar van die begin af. Hierdie goed, ja, ek wil nie eers wesens noem nie, hierdie goed, hierdie monsters, stap deur eeue. Dit is eeue en eeue en eeue se wysheid wat hulle opgedoen het. Saam met dit moet jy ook onthou dat daar sekere hemelse wette is wat hierdie goed verstaan, want dis waarvandaan hulle kom. Ek en Natalie het nou die aand so 'n bietjie oor gepraat. As jy die verhaal van die Israeliete gaan lees, en veral hierso van Saul se tye af, dan gaan jy sien dat toe hulle in oorlog was, dat die Israeliete byvoorbeeld nie staal swaarde gehad het nie. Hulle het met hout gewerk. Hoe sny so uit? Hulle het met houtstokke en goed, gaan lees jou Bybel. Staal was iets wat oor die algemeen by heidene was. Dit was deur God se volk gesien as 'n sondige ding. Hoekom? Want die gevalle engele toe hulle aarde toe gekom het vir die mense geleer hoe om erts te ontgin en staal daarvan te maak. Hulle het tot vir vrouens geleer hoe om make-up aan te sit om mans te verlei. Nie 'n joke nie. Gaan lees Genesis. Nou dames, moenie ophou make-up opsit nie asseblief. Die Here weet, sommiges het dit nodig. Moenie ophou opsit nie. Ons het nie make-up nie kos, amen. Nie dat ons brag oor nie, ons is baie, anyway. Ons het hier te doen met wesens wat 'n ander wysheid het as wat ek en jy het. Is nie met my. Ons het hier te doen met goed wat dinge anders verstaan as ek en jy, want hulle beweeg ook op 'n ander vlak as ek en jy, in die sin dat hulle in 'n geestelike sfeer operate. So vir hulle om 'n taal aan te leer is nie moeilik nie. Hulle verstaan basies elke taal op aarde. Dis nie vir hulle 'n moeilike ding nie. So God moes daaraan gedink het om 'n taal te ontwerp wat hierdie goed nooit sal kan leer ken nie. En dit is waar die wonderlike sintaktiese versteuring van glossologie so grand is. Nou, in die Tweede Wêreldoorlog was daar mense gewees wat hierdie ding ontwerp het wat hulle die Eureka genoem het. Die Eureka was 'n masjien wat hulle ontwerp het wat geheime kodes kon ontsyfer. Nou, as jy in die oorlog is, dan stuur jy geheime boodskappe.
So jy sal 'n briefie stuur aan jou ma, maar in daai briefie is daar sekere letters wat hulle moet uitwerk of sinnetjies wat hulle aan mekaar moet sit en dan is dit 'n geheime kode. Dis nie iets weird nie, dis regtig so. Hulle doen dit vandag nog, net op ander maniere. En hulle het hierdie masjien, die Eureka, jy moet dit bietjie gaan lees, is 'n baie great story. Het hulle hierdie masjien ontwerp om juis hierdie goed te kan ontsyfer. Nou wat God gedoen het by ons taal wat hy vir ons gegee het, is dat nie een woord is ooit dieselfde nie. Maar kom ons wees nou eerlik met mekaar, as jy baie in tale praat, dan is daar woorde wat vir jou begin bekend word. Hallo. Dis nie goed wat jy in jou brein memoriseer nie, maar jy praat en dan kom jy agter, ek het al hierdie woord gehoor, nee, ek ken hierdie woord. Hallo. En jy sien wat God doen deur hierdie wonderlike versteuring van glossologie, is dat dieselfde woord beteken nie een keer dieselfde ding nie. So die duiwel kan nooit 'n Eureka bou om jou gebed te ontsyfer nie. Elke gebed wat jy bid wanneer jy in tale praat is altyd 'n geheime gebed wat net God verstaan. Nie een engel nie een pastoor of dominee of priester of ouderling of voorsanger of niks nie. Net God. En daarom, ek dink amper het dit vanoggend ook aangehaal waar Paulus sê, ek dank die Here dat ek meer in tale praat as enigeen van julle. Dit is 'n massive stelling om te maak. Hallo. Dis 'n groot ding vir 'n ou om te sê, ek bid meer in tale as enigeen van julle. Maar as omdat Paulus verstaan het dat dit 'n direkte lyn is, as ek dit so kan stel. En dan jy het 'n direkte lyn na God toe. Jy het nie nodig om deur allerhande goed te gaan, 20 Hail Marys en al hierdie goed om by God uit te kom nie. Die oomblik wat jy sê Vader, dan staan jy voor God in Christus. Maar daai kommunikasie wat jy praat, is iets wat onverhinderd is deur enigiets. Nie jou emosies nie, selfs nie eers jou geloof of ongeloof nie. Dis die Gees wat deur jou bid. Nou dis belangrik dat ons dit sal doen. Nou hierdie ding is iets wat ek nie kan krediet voorvat nie, so ek gaan nou nie maak asof ek nou net die mees houlieste schmou is wat daar is nie. Maar Dr. Lemmer het jare terug, toe ek en hy oor hierdie aspek gepraat het, en dis donkie jare terug, het hy vir my 'n wonderlike geheim geleer, wat ek al die jare toegepas het. En hoor vir my mooi, dit gaan nie noodwendig maak dat die Here jou nou meer hoor nie. Ek dink dit is net 'n volwasse manier van bid. Hy het vir my hierdie ding gesê, het jy al gehoor wanneer mense in tale bid, hoe haastig hulle bid? Sê ek, ja, ek het. Toe sê hy kon dit nooit verstaan nie. Jy sien, wanneer ons bid, ek het nog nooit gehoor, sover ek weet, nog nooit gehoor, van dat ons vir iemand vra, ag broer, kom sluit vir ons af asseblief, en hy kom staan hier voor, en hy sê, kom ons maak ons oë toe. Vader, baie dankie dat u hier is, Vader, dankie vir hierdie diens, dankie dat u gesing het, dankie vir die geld, dankie vir alles wat u vir ons gedoen het, dankie vir die werking van die Heilige Gees, dankie vir al die sondes wat ons verkeerd gekom het, amen. Maar wanneer ons in tale praat, dan maak ons so. En ons gaan net aan. En ek sê dit vir jou vir 'n rede, want dit raak 'n gewoonte in plaas van 'n gebed. En dis wat hy vir my geleer het, en ek challenge jou, gaan try dit. Hy het vir my gesê, Werner, wanneer jy in jou taal gaan praat, gaan sê vir die Vader, waaroor wil jy met hom praat? So wanneer ek bid, dan het ek nou my boekie daar met al die gebedsversoeke en alles wat ek wil hê, wat maar net so 2 lyntjies is. Dis gewoonlik net biltong en choc-chip koekies. Dan haal ek my vrou se boek uit van versoeke. En dan bid ek vir my kinders, en ek bid vir julle, en ek bid vir
die een en daai een en al die goed wat ek gekry het en as jy die lys lank raak, ek weet julle is baie getroue bidders wat elke ou op die naam noem, maar die vet weet. Ek sê net partykeer, Here, ek is nou nie lus om deur almal te gaan. Here, al hierdie name, u weet wat hier aangaan en dan sit nou klaar. En dan as ek nou klaar gebid het, dan sal ek nou partykeer na 'n intense gebed van sweet en huil, lofprysing en danksegging waar ek my hele hart in hierdie ding ingesit het, 10 minute, dan weet ek nie meer wat om te sê. Hallo. Ag ek weet, julle is ouens wat ure kan bid. Ek weet, ek bely my sonde as 'n leek. Ek bid my hart uit. En dan hier na 10 minute dan weet ek nie meer wat om te sê nie. En toe het ek begin leer. En Dr. Lemmer het dit vir my geleer en ek wil jou uitdaag, gaan pas dit toe. Ek het na hom toe gegaan en ek sê, Vader, hier is 'n persoon wat nou al 3 weke siek is. Here, ek weet nie wat hier aangaan nie. Maar Vader, ek wil bietjie met u praat oor hierdie ou. En dan sê ek dit, Heilige Gees, ek wil met my Vader praat oor hierdie. Sal u asseblief deur my bid nou? En dan begin ek te praat. En ek praat soos wat ek nou met jou praat. En ek het geleer deur dit te doen, dat ek die emosies soms begin beleef, van wat die Heilige Gees beleef. Nie altyd nie, soms. En ek het begin agterkom dat daar tye wanneer ek bid oor sekere goed wat ek 'n woede begin ervaar. Ek praat nie van 'n demoniese kwaadheid nie. Ek praat van 'n goddelike woede. En dan weet ek, nou, God is nou besig hier. En ek bedoel dit nie sarkasties nie. Maar ek het geleer om met hom te praat in my taal. En dan sal ek partykeer terwyl ek bid, ek is nie hartseer nie, alles gaan great in my lewe, en as ek met hom praat oor 'n saak, sal ek partykeer hierdie oorweldigende pyn en hartseer beleef. En ek sal partykeer begin chunk, en ek weet nie eers hoekom ek chunk nie, maar ek beleef net, God is besig om met God te praat hier oor iets. En ek het begin leer om met hom te praat, en deur so te praat, het die Heilige Gees selfs my taal begin ontwikkel. Want as jy na mense luister vandag vir wie tale bid 'n geestelike dingetjie is, dan hoor jy hulle het ook net 4 of 5 woorde wat hulle herhaal. Rabakabayeba, rabakabayeba, rabakaba, dis al. Ek maak nou sommer net goed op. En daar's niks fout daarmee as dit deel is van jou woordeskat nie. Maar jy kan nie vir my sê jy's 20 en 30 jaar gered en jy praat nog soos 'n 2-jarige nie. Hallo. Ons moet mos opgroei in Christus, moet ons nie? En daarom, ek gaan nie vanaand 'n verskriklike geestelike ding doen nie. Ek wil jou leer wat die Bybel ons leer van hierdie ongelooflike krag wat ons ontvang het. Mag die Here gee dat ons sal besef wie dit is wat in ons is en in wie ons is en die exousia en dunamis wat vir ons opgesluit is. Maar dit gebeur wanneer ek tyd spandeer by my Vader. So ek wil jou aanmoedig, ek is klaar. Ek wil jou aanmoedig. Ons is in hierdie Pinkstertyd. Jakes, julle kan maar vir my ietsie aan, so dankie my maat. Yes, like. Julle kan maar vir my iets aansit. Ek wil jou begin uitdaag. Ek wil jou aanmoedig om regtig daai skrifgie wat Paulus daar in Korintiërs sê van ek bid meer in tale as enigiemand van julle. Ek wil jou begin uitdaag, begin meer in tale te bid as enigiets anders. En moenie dit meer 'n geestelike, en ek sê dit met respek, mambo jumbo ding doen nie. Die manier wat ons met God praat partykeer is vir my baie weird. Want as iemand so met my moet kom praat, gaan ek nie met so 'n ou wil praat nie. Ek kan nie my en God met mekaar vergelyk nie, maar hoor my hart. In die eerste plek ons Here heeltemal te veel. Dankie Here, dat ons hier is, Here, ons Here vra vir U, Here Jesus, Here, Vader, dat U, dankie Vader Jesus, Here, amen, asseblief tog, Here, dankie Here, hier help Here.
As hy nie my nou môre moet bel en sê, hoorie Werner, ek wil Werner, bietjie saam met Werner, jou 'n koffie gaan drink Werner, ons 'n bietjie Werner gesels oor Werner, dat, ek gaan later hom sê, my naam is Kobus. Hoorie wat ek vir julle sê, want dis geestelike mambo jumbo, want ons dink ons kan God impress, in plaas daarvan, dat ons met ons Vader gaan praat. Hy's nie jou chomma nie. Ek het dit al 'n rukkie terug gesê, die manier hoe mense van God praat soms, laat my gril tot in my klein toentjie, as hulle praat van die ou man daar bo, of, nee, dis God. Hy's nie my en jou se chommie nie. Hy's ons Vader. En ons het toegang tot sy ore. En as jy nie weet wat om te bid nie, dan sê jy dit vir hom. Sê, Vader, ek weet nou nie meer wat om te bid nie. Ek sommer net 'n miskien 'n algemene voorbeeld dalk gebruik. Vader, ek het nie kos om te eet nie. Ek weet nie hoe ons deur hierdie maand gaan kom nie. Ek vat net 'n voorbeeld, nee, ek praat nou nie van my nie. Ek is okay. Vader, ek het nie petrol in my kar nie. Ek het nog 10 dae oor. Ek weet nie wat ons gaan doen nie. Nou, hoeveel keer moet jy dit nou vir die Vader sê? Jy het ons nog gesê, dan jy dit gesê. So wat ek geleer het is, ek sê, Vader, ek het nie petrol in my kar nie, of Here, ek het nie kos in my huis nie, of Here, my huwelik is in 'n gemors. Here, my kinders dien U nie. Here, ek sit met hierdie siekte in my liggaam en ek het seer en ek weet nie wat aangaan nie. En Here, ek het U nou vir die laaste 2 minute nou gevra, so Vader, nou wil ek met U praat oor hierdie ding. Heilige Gees, sal U asseblief deur my met die Vader praat oor hierdie ding. Want Paulus leer vir ons, die Gees van die Here deursoek alle dinge, selfs die diep dinge van God. En die Gees van die Here ken jou hart baie beter as wat jy jou eie hart ken. En hy deurgrond, hy deursoek jou hart. Maar hy deurgrond ook die diep dinge van God. En soos wat hy jou hart oplig na die Vader, so openbaar hy die Vader se hart aan jou. So ek sê, Vader, in geloof, kom ons almal doen dit. Sal julle saam met my in tale bid? Dink bietjie aan daai dinge in jou lewe. Ek gaan nog net so 'n minuut of 2 wees. As jy nie in tale kan praat nie, dis okay. Maar nou is die geleentheid om vir Jesus te vra om jou te doop. Dis nie 'n weird gevoel nie. Jy gaan nie ruk en pluk en te kere gaan nie. Jy gaan nie iets hier van bo af jou voel klap in die kop. Dis niks weirds nie. Maar jy gaan in geloof hom moet vertrou. Jy met my? Kan ons die Here vertrou dat mense vanaand gedoop word? Wie glo dat Jesus nog doop? Kom ons bid daaroor. Kan ons daaroor bid vanaand? Hallo, praat met my. Kan ons as gemeente daaroor bid vanaand? Nou kom ons Vader, hier's mense wat nie gedoop is met die Heilige Gees nie. Jesus, U is die doper in die Heilige Gees. So ons gaan nou met U praat oor elke persoon wat nie gedoop is in die Heilige Gees nie. En ons vertrou U vir 'n wonderwerk. Julle reg om te bid? Kom ons praat met die Vader.